Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat ons te midde van 'n krom en verdraaide geslag God se woord het wat soos 'n helder lig skyn in 'n donker plek. Dit is sodat die Here vir ons in sy woord leer dat ons die waarheid sal ken en die waarheid sal ons vrymaak. En vriende, hierdie waarhede wat ek met u deel is beproefde waarhede, waarhede wat deur die eeue deur kinders van God geleer was, gelees was, wat hulle self onderhou het in hulle lewe, wat hulle uitgedra het na ander. En die gebed van my hart is dat die Here ook hierdie waarhede in ons hart sal vasmaak, sodat ons godvrugtig sal lewe tot eer van sy heilige naam. Die doel van elkeen se lewe behoort te wees dat ons ons beste sal gee, ons allerbeste vir God, ons allerhoogste, en dat ons sal uitsien na daardie dag van ontmoeting waar ons in sy heerlikheid sal staan en uit sy mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue dienstig. As u vanmôre nog nie 'n kind van die Here is nie, dan roep ek u op tot bekering. Dan pleit ek by u dat u die saak met God sal uitmaak, want sonde bring skeiding tussen ons en die Here. En daar is een wat ons sonde vir ons kan vergewe. Die oplossing kan bring, die skeidsmuur van sonde kan afbreek. En dit is die Here Jesus Christus deur sy soendood aan die kruis. Nou vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeksie wat handel oor verslawings. Is dit siekte of sonde? Ons gaan 'n bietjie kyk na die gedagte, wat sê die Bybel oor hierdie gedagte van verslawing en wat is die oplossings daarvoor? Wat het 'n verslaafde persoon nodig om raak te sien ten einde vrymaking, genesing, vergifnis, en ons kan al hierdie dinge noem. Wat het iemand nodig om dan ook vry te kom van hierdie verslawings? En ag vriende, ek het vir u gesê in die eerste plek is dit noodsaaklik om aan die verslaafde persoon dit baie duidelik uit te wys dat verslawings is nie 'n siekte nie, maar is 'n sonde. Met ander woorde, dit is nie iets wat oor my lewe gekom het en nou is ek siek, ek is gediagnoseer, ek moet medikasie kry nie, maar dit is sonde. Dit is dinge waarmee ek besig geraak het en wat ek in my lewe toegelaat het en in oormate toegelaat het, sodat ek vandag vasgevang is in die kettinge van hierdie sonde. Ek het vir u gesê, die oomblik as ons 'n verslawing as 'n siekte diagnoseer, dan neem ons die verantwoordelikheid en die hoop van die verslaafde persoon weg ten einde te verander. So verslawings is nie 'n siekte nie, maar is 'n sonde. Die tweede gedagte vanmôre wat baie duidelik uitstaan as ons die woord gaan bestudeer. Die sonde waarin die verslaafde vasgevang is eintlik maar die sonde van selfaanbidding of dan ook selfvervulling. Nou vriendie, kan miskien my vra nou, wat bedoel ek daarby en wat beteken dit en wat behels dit? Nou die eenvoudige definisie daarvoor is, verslaafde mense is mense wat vrye teels gee aan hulle eie begeertes. Luister wat sê die Bybel vir ons in die boek Jakobus. Die Here sê, ons word deur ons eie begeerlikhede weggevoer, en hierdie begeerlikhede word oordink, en hierdie begeerlikhede word nagestreef, dit word omhels, dit word liefgekry, en dit bring later die dood in ons lewens voor. Luister, is belangrik om te sien, dat 'n verslaafde persoon is iemand wat vrye teels gee aan hulle eie begeertes. Omdat hulle self lief het, en niks wil ontsê nie, gee hulle toe aan elke begeerte, aan elke drang en elke plesier. Ongelukkig begin dit klein en onskuldig, maar groei tot 'n monster waaraan hulle bly toegee. Vriende, 'n verslaafde persoon moet deur God se woord uitgebring word by die feit dat Christus heerskappy in sy en haar lewe moet voer. Geen mens behoort aan homself nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, of ons is 'n slaaf van sonde, of ons is 'n slaaf van God, is een van die twee. Die Bybel sê ons word slawe van sonde gebore, daarom moet ons weergebore word, sodat ons dan onder die heerskappy van Christus kan inkom, dat ons sy diensknegte kan wees, hy ons Heer, hy ons meester, en die Bybel sê, waar hy ons lei, daar is waters van rus. Die hele gedagte is baie duidelik, dat 'n verslaafde persoon dink hy behoort aan homself, ek kan maak met my lewe wat ek wil, dis die slagspreuk om elke hoek en draai wat jy vandag hoor, dis my lewe, ek sal hom leef as ek wil, los my uit, moenie vir my sê wat om te doen nie, en dan sien ons hoe hierdie persoon in 'n afwaartse spiraal beweeg, en homself vernietig deur sy sonde, en dan ook hierdie aanbidding van self. Ek is lus vir hierdie kos, ek gaan bly eet en bly eet, al word ek siek daarvan. Ek wil hierdie dwelms gebruik, ek wil hierdie drank gebruik, ek wil na hierdie ding kyk op die internet, ek wil my tyd so spandeer soos ek wil my geld spandeer soos ek wil my lewe leef soos ek wil. En vriende, dit is 'n resep vir 'n ramp, soos ons baie duidelik in die woord ook sien. Jy sien, God het ons geskape, en ons kan alleen vryheid, ware lewe en vervulling geniet, as hy ons lewe kom nuut maak. Vriende, as hy sy regmatige plek in ons lewe verkry op die troon van my en jou hart, dan begin ons waarlik lewe. Dan leer ons wat die Bybel vir ons sê, as die Seun jou vrygemaak het,
dan is jy waarlik vry. Ek gaan vir die 2 verse lees vanmôre en so 'n bietjie hanteer om vir u te wys rondom die verslawingsgedagte en dan ook hoe 'n lewe van selfvervulling, maar eintlik 'n lewe van vernietiging is en dat ons eendag voor God rekenskap sal gee. Ons lees daarin die boek Prediker. Nou, vriende, Prediker is geskryf deur die man Salomo. Dit staan ook bekend as die boetelied van Salomo. Jy sal onthou dat Salomo as koning van Israel dan 'n baie besondere plek vervul het, 'n baie besondere rol vervul het. Hierdie man het aanvanklik baie goed begin en as ons die boek Prediker lees, sien ons hy homself uitgegee het vir die lewensplesiere, 'n vroue, geld, 'n genot, 'n wingerde wat hy geplant het en allerlei dinge en hy kom aan die einde van sy lewe en hy sê eintlik dit was alles te vergeefs gewees. Jy sien, sonde kan jou geen selfvervulling bring nie. Alhoewel jy so dink en die duiwel jou probeer daarvan oortuig, maar elke keer as jy uit hierdie verslawing uitkom, sê jy klaar die dwelms gebruik of jy het klaar ooreet of jy het klaar een of ander ding nagejaag wat jy meer bymekaar kan maak en in die proses ander mense vertrap het, dan kom jy agter maar die vervulling is nie so groot nie en dan soek jy weer 'n groter vervulling en jy kom al hoe meer agter, jy draai jouself elke keer meer vas. Alles is te vergeefs, jy kom met al hoe meer agter en selfs ryk mense sal vandag vir jou sê, selfs rykdom is te vergeefs. Dit bring baie meer smart en hartseer as die wonderlike lewe van glamour soos die wêreld dit vir ons wil leer. Maar hoor gou wat staan in die Prediker 11 vers 9. Salomo skryf nou aan ons jong mense en dit sluit nie die middeljariges en die ou mense uit nie, maar hoor wat sê hy. Hy sê verbly jou o jongeling in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. Hierdie vers beskryf vir ons 'n lewe van sonde en selfvervulling. Salomo sê vir die jong mense, want onthou, jong mense het nie verander nie. Hulle was koppig in die verlede, hulle is koppig in die hede en hulle sal koppig wees in die toekoms. Ek en jy was so gewees. As nie vir God se genade was wat ingegryp het in my en jou lewe nie, was ek en jy vandag verslaaf aan allerhande sinne genot en boosheid en ongeregtigheid. En dis wat Salomo hier vir die jong mense wil sê. Verbly jou in jou jong dae. En die Bybel sê dat Salomo vir hulle sê nou, wandel in die weë van jou hart. Maar onthou net wat jy doen. God gaan vir jou daarvoor in die verantwoording roep. En die ander kant van die munt hierso, vriende, is 'n lewe van vervulling in Christus. Jy sien, 'n lewe van sonde en selfvervulling bring jou by die punt, die dag van rekenskap gaan jy hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Aan die ander kant, as jy 'n lewe leef van vrolikheid en blydskap en jy is dankbaar teenoor wat God vir jou gee, is daar die vooruitsig van mooi so, goeie en getroue diensknegt. En daarom wil ek jou aanmoedig vanmôre om nie deur die duiwel mislei te word om te dink dat hierdie sonde van selfaanbidding en selfvervulling en verslawings en goed gaan vir jou vrede bring nie. Ek wil jou vra dat jy die oogklappe van jou oë sal afval en sal sien dat die duiwel jou in hierdie struik laat trap het en jou lewe gaan verwoes. En jy het nie 'n 10 weke of 'n 2 maande terapie sessie nodig om jou vry te maak nie. Jy het nie uitdrywings of salwings nodig nie. Jy het nodig om jou knie te buig voor God en met jou tong te bely dat hy Here is en nie jy nie. Dat jou lewe nie aan jouself behoort nie, maar aan hom behoort. En dis die hart van die saak, dis die kruks van die saak. En vriende, die Bybel sê vir ons, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Ek lees daar in Lukas 12 van hierdie ryk dwaas. Die Bybel sê hierdie man het geld lief gehad. Hy was verslaaf aan geld. Luister, om geld te besit is nie 'n sonde nie, maar as geld jou besit, dan is dit sonde. Want dan dink jy nie meer rasioneel nie. Jy praat nie meer reg nie. Jy doen nie reg nie. Jy tree nie reg op teenoor jou naaste nie. Dis wat met hierdie man gebeur het. Hy het 'n geweldige groot oes ingesamel. Lyk my die hoeveelste groot oes. En in plaas van om God te dank daarvoor en God te eer daarvoor en ook sy geld reg te spandeer in diens van die Here en die uitbreiding van sy koninkryk, sê hierdie man, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou en my opbrengste insamel en dit daarin plaas. En tot op hede is dit nie verkeerd nie. Ek dink nie is verkeerd om rykdom te verwerf nie, vers 19. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, eet, rus, drink, wees vrolik. Jy sien, die lewe van selfgenieting, die lewe van selfvervulling, selfaanbidding, hierdie lewe waar dit gaan oor my en hoe ek my begeertes kan vervul met dit wat ek verkry het.
Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal ek jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? Die vraag wat gevra word. So wat ek vanmôre vir u probeer sê is, dat die hart van verslawings is selfaanbidding en selfvervulling. Ek raak lief, of ek sê eerder so, ek begin hou van iets in 'n bepaalde opsig. Ek begin eksperimenteer met sekere goed in 'n bepaalde opsig. Ek gee myself oor aan my begeerte van my hart as ek neergedruk of neerslagtig is. En hierdie goed begin eskaleer, begin toeneem. Dit kan wees, ek het vir u gesê, drank, dwelms, pornografie, dit kan wees voedsel, dit kan wat ook al wees. En die Bybel sê die uiteinde daarvan is weë van die dood. Hierdie man moes hoor van die Here, nie dat hy 'n suksesvolle besigheidsman was en dat hy eintlik nou 'n lekker rustige ou dag kan hê. Nee, die Here sê vir my, jy's 'n dwaas. Want wat God vir jou gegee het, moet jy wys spandeer. En jou lewe behoort nie aan jouself nie, maar aan die Here. En jy moet 'n wyse rentmeester wees. Daarom is die oproep vanmôre dat jy sal sien, eerste plek, dat verslawings is nie 'n siekte nie, maar is 'n sonde. En die sonde is eintlik maar selfaanbidding en selfvervulling. Ek wil doen wat ek wil doen met my lewe. Ek wil gebruik wat ek wil gebruik. Ek wil neem wat ek wil neem. Ek wil in oormate gebruik wat ek graag wil en wat my begeertes in my hart my voordring om te doen. In plaas van om te sê, Here, U is op die troon van my hart en U is die een wat heerskappy voer. Mag die Here vir ons genade gee. Ons gaan môre aangaan. Ons gaan bietjie môre kyk na die gedagte, ware en blywende verandering kan alleenlik van binne na buite geskied in die krag van die Heilige Gees. Ons gaan 'n bietjie kyk wat die woord van die Here vir ons daaroor wil leer. Maar mag die Here vir ons wysheid gee. Ons hanteer elke oggend maar net 'n baie kort gedagte, kort stukkie dat u kan dink in die dag daaroor en dan vir die Here vra vir wysheid in u lewe. Groete vir u, vriende, mooi dag verder daar.